Goeiemôre vriende op hierdie goeie Vrydag. Ook vir jou en vir my as kinders van die Here 'n hoogtepunt in die jaar. Goeie Vrydag en dan ook inderdaad Opstanding Sondag. So ek wil julle uitnooi na Sondag se erediens ook. Bring asseblief 'n blommetjie saam. Ons gaan 'n blommetjies aan die kruis sit wat uit die kruis uit kom lewe. En ons gaan ook 'n herinnering hê aan mense wat ons vooruit gegaan het wat al reeds voor ons in die hemel is. Petrus sê op grond van die opstanding van Jesus Christus uit die dood, het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, wat ook vir jou en vir my in die hemel in bewaring gehou word. So kom vier lekker saam met ons dan ook Opstanding Sondag. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons so saam kan wees op hierdie wonderlike genadige dag, waarin U Uself kom gee het in die vorm van 'n mens in Christus Jesus ons Here. Here, dat ons hierdie dag kan beleef het dat U in ons plek kom sterf het, sodat ons die ewige lewe sal hê. Amen. Nou mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek wil saam met julle lees uit Johannes 19, ons gaan daar lees vanaf vers 16 tot 30. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word en hulle het Jesus weggeneem. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en in Grieks gewees. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe, die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat hy geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kon word waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan, die soldate het 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. In 1982 het 'n vliegtuig, die Air Florida vlug 90 in die ysige Potomac rivier in Washington DC neergestort. Ek het so lank terug het ek hierdie verhaal ek vir julle vertel. Dit bly vir my 'n wonderlike verhaal. Die waters het hulle gesê was ysig en die mense het afset om hulle lewens geveg. 'n Helikopter het gekom en 'n reddingslyn laat sak. En een man, sy naam was Arland Williams, het die lyn gekry. Maar iets merkwaardigs het gebeur. Hy het nie homself eers gered nie. Hy het die lyn gevat en dit vir iemand anders gegee. Weer en weer het die helikopter teruggekom en elke keer het hy die reddingslyn vir iemand anders gegee. Totdat die helikopter weer teruggekom het. Maar hy was weg. Hy het sy plek gegee sodat ander kon leef. En wanneer ons na die kruis kyk, en wanneer ons na vandag kyk, moet ons vir mekaar kom sê, eerstens vriende, die kruis wys vir ons, iemand moet sterf sodat ander kan leef. Dis wat die kruis vir ons wys. Iemand moet sterf sodat ander kan leef. En dis presies wat ons op Goeie Vrydag sien. Jesus hang aan die kruis, nie omdat hy moes nie, maar omdat hy gekies het. Hy gee nie net 'n reddingslyn nie, hy word die redding.
En dan, as ons na Johannes 19 sien, dan kom vertel hy vir ons nie net van pyn nie, het vertel vir ons van 'n doel, liewe vriende, want Jesus het gesê wat? Dit is volbring, nie ek is oorwin nie, maar dit is voltooi, die werk van die verlossing is klaar. Want die kruis wys vir ons, iemand moet sterf, sodat ander kan leef. Die tweede ding dink ek wat as ons vandag kyk na Johannes 19, liewe vriende, en na Goeie Vrydag moet ons vir mekaar kom sê, die onskuldige neem die plek van die skuldige, né? Jesus die onskuldige, hy neem die plek van die onskuldige in. Arland Williams het die lyn gegee aan mense wat dit nodig gehad het. Maar Jesus doen meer. Jesus kom en hy neem die plekke van mense wat dit nie verdien nie. Ek en jy. Jesus is onskuldig, maar hy word behandel asof hy skuldig is. Liewe vriende, ons is skuldig, maar ons word behandel asof ons vry is. Dit is die groot omruiling van die kruis. Soos Paulus later skryf, hy sê, hy wat geen sonde geken het sonde geword. Soos ons hierna kyk, dan sien ons, dis nie net 'n storie nie, liewe vriende. Dis nie net 'n storie van lyding nie. Dis 'n storie van plaasvervanging. Die onskuldige neem die plek van die skuldige in. Die derde ding wat hy vir ons kom wys is, vriende, in hierdie gedeelte is liefde wat nie homself red nie. Toe die mense Jesus bespot het hulle gesê, red jouself. Maar Jesus doen nie. Waarom nie? Want as hy homself gered het, liewe vriende, kan hy ons nie gered het nie. En dit is die grootste waarheid van Goeie Vrydag. Jesus bly sodat ons kan gaan. Jesus sterf sodat ons kan leef, soos daardie man in die yswater. Maar nog oneindig meer. Wat doen die eerste ding, kom doen die kruis? Die kruis wys vir ons, iemand moet sterf, sodat ander kan leef. Die tweede ding wat hy vir ons wys, is die onskuldige neem die plek van die skuldige in. En die derde ding wat hy vir ons kom wys, liewe vriende, is liefde wat nie homself red nie. En nou moet ons vir ons onmiddellik vra, as ons na hierdie gedeelte kyk, en vandag so saam is, maar wat beteken dit vir ons vandag? Jy sien vriende, ek en jy staan ook in die yswater van ons eie gebrokenheid. Ek en jy is gebreekte mense. Ons is gebreekte kleipotte, liewe vriende. Ons staan in die yswater van skuld. Ons staan in die yswater van sonde. Ons staan in die yswater van pyn. Ons staan in die yswater van vrees en die dood. En ons probeer onsself red. Maar Goeie Vrydag kom sê vir jou en vir my, liewe vriende, jy hoef nie. Die reddingslyn is reeds gegee en die een wat dit gegee het, hy het nie teruggestap nie, hy het gebly. Hy het gebly tot die einde toe. Daarom as ons na die kruis kom kyk, moet ons vir mekaar kom vra, waarna toe nooi die kruis ons uit? Die vraag is nie net, wat het Jesus gedoen nie? Maar die vraag is, liewe vriende, wat doen ek en jy daarmee? Aanvaar ek en jy die redding? Of probeer jy nog self swem? Goeie Vrydag moet ons vir mekaar kom sê, is nie 'n dag van hartseer nie, dis 'n dag van diep en stille hoop, want die kruis sê, jy is geliefd, dat iemand anders gekies het, om jou plek in te neem. Soos wat God vir Jesus gesê het op 'n stadium, liewe vriende, nadat ek gedoop is, dit is my geliefde seun waarin ek in 'n welbehae kom sê hy vir jou en vir my ook, julle is my geliefde kinders, jy's geliefde vrou, jy's geliefde man, jy's my geliefde kind, ek het 'n welbehae aan jou, ek het so groot welbehae aan jou, dat ek op hierdie dag, 2026 jaar basies gelede, het ek om sterf vir jou in die kruis. Daarom 'n bietjie minder, ons praat mos na 33 is Jesus gesterwe. So 1000 en julle moet nou maar net sommer doen. Ons is sy geliefde kinders. En hy kom sterf in ons plek, vriende. Moet nooit dit uit die oog verloor nie, dat God, wanneer hy na jou en na my kyk hy na deernis ons. Daarom is die verlore seun in die Bybel opgeneem vir ons iets te kom vertel van wie is hierdie God. Hierdie God wat die verlore vader voorstel eintlik, nie die verlore seun nie, die verlore vader. Die verlore vader wat die hele tyd kyk, maar waar is my kind? Waar is my kind wat my verlaat het, wat my verloon het, wat alles gaan, al die geld sommer voor die tyd gaan deurbring het met prostituie, met dranke, met alles. Waar is daai kind? Hy word nie meer geag in die gewone samelewing nie. Maar hierdie pa kyk, liewe vriende, totdat hierdie kind terugkom en wanneer hierdie kind nog stotterend wil terugkom en kom
sê maar, hy is nie werd om sy pa se kind genoem te word nie, sit sy pa sy arms om hom en kom sê hy, gaan slag die kalf en bring die goue ring, my kind wat verlore is weer hier, my kind wat dood is, hy lewe weer hier. Dit is hoe God na ons kyk. Daarom kom Jesus Christus en sterf hy op hierdie dag, liewe vriende, paar duisend jaar terug vir jou en vir my. Want ons is sy geliefde kind. Daarom wanneer Jesus aan die kruis hang, sê hy, dit is volbring. Here, my Vader God, ek het dit volbring. Hierdie kinders sal nou altyd myne wees. In hulle plek het ek vir hulle kom sterf. Die kruis wys inderdaad vir ons, iemand moet sterf, sodat iemand anders kan lewe, ek en jy. Die onskuldige wat Jesus is, neem die plek van die skuldige in wat ek en jy is. Hierdie liefde red hom nie self nie. Jesus kon engele opdrag gegee het om hom te kom afhaal van die kruis af, maar hy het nie. Die vierde een, liewe vriende, dit beteken vir jou en my vandag, wat Goeie Vrydag kom sê vir ons, die reddingslyn is van ons gegee, en die een wat dit gegee het nie teruggestap, of van die kruis afgeklim nie. Here, baie dankie vir hierdie besonderse dag, wat U vir elkeen van ons gegee het. Here, mag ons inderdaad hierdie dag deurbring, bewyse, Here, wat ons eer aan U gee, wat vir ons gesterf het aan die kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Amen. Vriende, julle is welkom by die huis om nou 'n stukkie brood te neem, as julle nie wyn het, is dit alright, en die nagmaal te bedien aan mekaar, nee, om vir mekaar te sê, dit is Jesus se bloed wat gestort is vir jou, en dit is sy liggaam wat gebreek is vir jou. Neem eet dit tot 'n herinnering aan wat Christus vir jou gedoen het, soveel jare terug. So neem asseblief die vrymoedigheid by die huis. Jou kinders kan jy sommer 'n sappie gooi en 'n broodjie gee, maar vier die nagmaal saam. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy ongelooflike wonderlike teenwoordigheid ervaar vandag. Amen.